Totaal verloren, geen hoop meer nie. Jou planne het in die as geval. Jou goeie idees het in die lug opgeraak. Daar het niks van gekom nie. En jy voel vanoggend die alleenste mens op aarde. Dis 'n woord wat ek nou gegee het vir iemand. Besonder. Ek wonder terwyl ons almal net staan, ons oë is toe, en ons in die teenwoordigheid is, vir die Almagtige. Of jy net 'n bietjie oë toemaak en as jy hoor dit wat ek nou gesê het met jou gees praat, nie om 'n show te maak, is 'n geloofsdaad. Net daar waar jy staan, vinnig jou hand op te steek en sê, ek het gehoor. Steek jou hand vinnig op en hou jy hom, steek hom vinnig op, en hou jy hom, en dan as jy klaar is, kan jy hom laat sak. Dankie. Hierdie woord ek gegee het vanoggend, praat God met mense. Voor jy gaan sit, hoor die woord, die Here sê, jou lewe is nie verby nie. En die Gees sê, dit is nie die eind nie. Wat ek al gebeur het niks te doen met my en jou nie. Ek is jou lewe, sê die Here. En ek is jou oorwinning. En ek is jou deurbraak. Ek is jou lewe, wat kragtig deur jou vloei. My wysheid gee ek aan jou, en ek versterk jou en verkoop jou. Want kyk, hierdie is nie einde nie, maar hy begin van mooi dinge, wat ek in jou gaan doen, deur jou gaan doen. Ja, sê die Gees, ek gaan my openbaar in jou lewe, en dit wat jy verby is, gaan weer vorentoe geskei word. Dit wat jy dink agter is, gaan weer vorentoe gebring word. So as dit vlak voor jou gebeur, jy sal weet dat ek die Here is. Dat ek jou redder, jou verlosser is, dat ek jou Vader is. Dat jy sal weet, ek is die koning. Amen. Amen. Baie dankie. Kom maar sit. Amen. Laaste 3 keer wat ek gepreek het, het ek gepraat, het ek Efesië 1, 2 en 3 gepraat. En kan ek toemaak, maar ek is net bang, hy waai weer my klank weg. So ek gaan met jou gesels uit Efesiërs 4, maar voor ek kom by Efesiërs 4, wil ek net so vinnig 'n recap gee. Efesiërs 1 en Paulus praat met ons en hy sê vir ons is verlos deur die bloed van die Here Jesus Christus. Hy sê in hom het ons 'n erfdeel ontvang, ons is daarvoor verordeneer. Hy het sy gees op ons uitgestort. Hy sê het ons verseël met sy Heilige Gees, is ons verseël, dat ons gered is deur die bloed van Christus Jesus. En hy kom en hy sê vir ons dat in Christus Jesus het hy groot dinge in ons lewens kom doen. En hy het ons gebring op 'n hoë plek. Bokant saam met hom sit ons in die hemelse plekke. Efesiërs 2 sê inteendeel so. Hy sê ons wat dood was deur die misdade, het hy lewend gemaak saam met Christus. Dis die goed wat ons sê in Efesiërs 1 en 2. Hy gaan verder, hy sê vir ons nou is ons opgewek. Saam met Jesus opgewek, in Christus opgewek. Hy sê ons sit nou in hemelse plekke saam met Jesus. Wie van julle verstaan dis 'n groot storie? Net 4. Kom ons begin weer. Opgewek, laat sit, want as ek na hoofstuk 4 toe gaan, moet jy dan 'n idee wat gebeur het met jou, dan sê saad hom opgewek en laat sit in die hemele,
in Christus Jesus. Wie glo die Bybel? Hy sê jy sit in die hemele in Christus Jesus. If you are in Christ, you are sitting now, not here, but in heavenly places with the Lord Jesus Christ. That's according to the word. So die plek is net jy begin glo wat met jou gebeur. So is groot dinge wat hy vir ons gedoen het. Hy kom, hy gaan verder. Hy sê, het genade is ons gered deur die geloof, nie uit dit wat ons gedoen het nie. Hy sê, ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus. So ek en jy is God se geslag. Ons is so gemaak in Christus Jesus. Hy gaan aan en hy sê, klomp goed eintlik en ek skiep so baie van hulle. Hy sê, maar ons is nou nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Hy sê, ons is nou huisgenote van God. Wie van julle sien, hy tel jou die modder op en hy sit jou op 'n beter plek. Amen, daar kom nou meer mense by, preek saam. Hy haal jou uit die modder uit, hy sit jou in 'n beter plek, hy sê, jy is 'n huisgenoot van God. Wie weet wat beteken 'n huisgenoot? Yes. Nie daai tydskrif nie, né? Huisgenoot is by wie jy bly in die huis. Hey John, het jy al gedink? Hy sê, jy bly saam met God. Daar's nog 'n John daar. Ek sien sommer 2 vinnige Johnne by my. Wie is nog John in die kerk? Ek sien. Behalwe die 2 wat ek sien. Net hulle 2. Hoor net hy sê jy bly saam met die Here. Ek weet jou denke is so gekorrup dat jy nie kan verstaan nie, maar ek bid vanoggend dat God se gees in jou sal iets doen, want die Bybel sê ek sit in hemelse plekke. Die Bybel sê, ek is 'n huisgenoot van God. I'm a partaker of everything happening in the household of God. I'm part of the household of God. Wie is dankbaar daarvoor? Hey? That's according to the word. Not according to your feelings. I don't care how you feel. It's a stupid feeling you got. It's time you start to believe God's word say, I'm part of his household. Hey, kyk, ons wil baie keer jy goed, daai woord van vanoggend was vir mense in jou gemoed goed voel. It is bad. But in Christ, you are in a better place. So hy sê, ons is nou medeburgers. Ons is nie vreemdelinge nie. Ons woon saam God. Daarom sê Paulus in die hoofstuk 3 kom en hy sê mooi dinge vir ons en ek probeer so vinnig as moontlik daardeur hardloop. Hy sê vir ons en hy bid vir ons in hoofstuk 3. Hy sê dat aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente. So hy kom en hy sê vir ons vir die kerk. Hy werk in ons goed. Sy krag werk in ons. Dinge ver bo wat ons kan bid of dink. En ons het daaroor gepraat die laaste week. Ek wil net weer terugbring. Ek wil hê jy moet sien wat Paulus vir ons doen in Efesiërs. Hy kom en hy sê, we are now in Christ. En hoofstuk 1 vers 3 sê, and we are blessed with every spiritual blessing in Christ Jesus in heavenly places. So in die gees is ons geseënd. Ek wil hê die kerk net weet, we are not washouts. Ons is nie verloordes nie, ons is nie losers nie. Hy het iets gedoen, toe hy opstaan uit die graf, en ek en jy saam met hom opgestaan het, en dan nuwe dinge met ons gebeur. As ek van die goed praat, dan praat ek van koninkryk goede. Is u nog by my? Sê saam met koninkryk. Sê kingdom. Ek praat about kingdom stuff. Dis die skrif wat Tron lief is om aan te haal. Wat hy vir ons sê, soek eers die koninkryk. Dan kom die ander goede. So we are busy with the kingdom, this stuff here. Hier in Efesië, daai goed ek vir jou gesê, that is kingdom stuff. Dis nie aardse goed nie, dis koninkryksgoed. Is jy nog by my? So wanneer ek praat oor die koninkryksgoed, is groot, dis heerlik, dis kragtig. En hy hier goed sê, in hoofstuk 4 nou, die eerste vers,
Kan jy saam met my lees, dan kan jy ten minste sê, jy het saam my Bybel gelees vanoggend ook. Hy kom en hy sê, ek vermaan julle. Ek die gevangene in die Here. Daai woord vermaan kan beteken ook onderaan die Engelse woord sê exhort. Daar's 'n ander woord wat hy gebruik wat hy sê I urge you. Daar's nog 'n woord as ek hom vinnig kan kry, dan sê hy dan sê die woord hy sê I invite you, I invoke in you something. Hy sê hierdie dinge nou gaan weer terug aan Afrikaans toe. Ek doen al hierdie goede vir julle, vertel ek vir julle. Hy sê, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. So ek het vinnig, ek het baie goed uitgelaat, maar hoofstuk 1 tot 3, net so 'n paar goed aangehaal, om te sê wie ons is. Dat jy kan weet. Nou sê, nou vermaan ek julle, ek moedig julle aan, ek bring julle op 'n plek dat julle kan weet, dat julle moet wandel, waardig die roeping waarmee julle geroep is. So hy sê, that is who you are. Start walking that way. Wie is er nog by my? Gaan lees by die huis, hoofstuk 1 tot 3. Dat blaas jou asem weg. En dan kom hy by hoofstuk 4, vers 1. Nou sê hy vir jou, ek roep jou, ek bemoedig jou, ek moedig jou aan. Wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. So hy sê, start walking like a king. Start live like body that is in Christ Jesus. Start living if you like the way you believe the word, or that you believe the word. Living the way. Wie is nog by my? So ek roep jou kerk, ons is koninkryksmense, die naweek wat kom, sal julle weer daarvan hoor. En ons is nie koninkryksmense om my gemeente of ons gemeente se naam koninkryk woordbediening is nie. Ons is koninkryksmense omdat ons daarin gebore is, weer gebore is in God se koninkryk. Okay? Dis hoekom ek oor die groep met jou praat. Nou sê Paulus, as julle deel is hiervan, wandel waardig die roeping. Eintlik wil ek net my bekke gaan sit, dat jy kan dink. Ek is geroep, ek is in 'n plek gesit. It's time I walk that way. It's time I walk in the Christ way. It's time I walk the way that say that I am a king and a priest. Ek is 'n tyd dat ek begin lewe soos iemand wat glo in die koninkryk van God. En baie keer die kerk, die koninkryk uitgestel, is coming someday. Daar kom 1000 jaar voor. En nou wil ek jou goed skat, ek net vir jou sê, dit kom nie, dit is hier. As jy vanoggend hier sit, en jy sê, jy het Christus aangeneem, as ek vir jou vra, waar is sy, en jy sê wat almal sê, Christus woon nou in my, dan wil ek jy moet weet, die koning woon in jou. Dan het sy koninkryk gekom binne in jou. Die enigste rede hoekom dit realiseer nie, ons gaan net nou sien, is wat tussen ons ore sit. Ons glo meer die twak tussen ons ore, as die almagtige God, wat sê, wat hy vir jou gedoen het. Wie is nog by my? As ek bietjie kwaad raak, ek wil jou net so skud en sê, it's time. Sê saam met this tyd. Sê saam met this tyd. Sê, it is time for the church to move in the power of God. Okay? Dis tyd. Nou sê vir ons, ek vermaan julle om waardig te loop. Nou, net hoofstuk 8 vers 1 is 'n preek op sy eie, maar ek gaan nie dit doen nie. Hy sê, wandel die roeping met alle nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. So, nou sê hy vir ons, hoe moet ons lewe? Hierdie hoofstuk 4, 5 en 6, kan jy gaan lees, die een sê wie ons is, van hoofstuk 4 af sê vir ons, that's the way. Hy maak vas 1, 2 en 3, hoofstuk 1, 2 en 3, dit is wie ons is. 4, 5 en 6 sê, this is the way you must live. As julle by my, kom ons kyk. Hy sê, leef nou hier goed uit. Met nederigheid. Nou as ek praat, ek moet net aan 1, 2, 3 van die goede raak, maar soos nederigheid.
Nederigheid is nie iemand met kakie klere, stikkende skoene en 'n stikkende kar nie. Wie is nog by my? Nee, jy dink, ek is so simpel. Nee, dit is wat ons koppe aangaan. Ek kom elke dag in die gemeente, ek hoor nie dop. As daai ou loop, as 'n verskriklike nederige ou daai. Sê ek, is dit, hoekom? Jy kyk maar hoe hy loop, jy weet, as jy nie boefbaan nie. Want hy kan nie boefbaan sê nie, want hy het niks om te sê nie. Hoe armer hy lyk, hoe nederiger is hy. As 'n ou vir my kom en ek kry baie, pastoor, ek is maar 'n nederige man. Die oomblik as hy dit sê, dan weet ek hy lieg. Die oomblik, as jy moet breek oor jou nederigheid, is 'n probleem vir my. Jy hoef my te sê nie, show me. So ek het julle al gesê wat humbleness is, nederigheid, humbleness. En jare terug het vir ons 'n mooi definisie gegee. Ek was by Rema in die woordskool daar in 97 somewhere. En dit is mooi wat hulle sê, dan sê hulle humbleness of nederigheid is as jy weet wie jy is. Nou moet jy mooi luister. As jy weet, sê kom saam uit daai jare uit. As jy weet wie jy is in Christus Jesus en daar volgens lewe. Dis dit. Maar as jy weet wie jy is in Christus Jesus en jy leef onder die stof, dis nie nederigheid, dit is stupidheid. Dis nie nederigheid, dit is ongeloof. If you believe God, you live God's way. So nederigheid is om te weet wie jy is because as ek weet wie ek is in hy, kan ek jou hoogmoedig wees, dit is God se moontlik. I am what I am because the Lord Jesus Christ. And I live his way. Dat sê met sagmoedigheid, hy woord van sagmoedigheid. Wat is sagmoedigheid in Engels? Maar sagmoedigheid, jy weet wat sagmoedigheid is. Whatever. Maar sagmoedigheid beteken hier dan, you got a teachable spirit. Oh God, listen. Sagmoedigheid beteken, you got a teachable spirit. Ja, jy wil agterkom, hartekop mense, jy kan niks leer nie. Ag, jy praat gewoon die regte mense, of is jy hulle van 'n ander planeet af? Hardkoppige mense kan jy niks leer nie. Jy weet alles. Amen, dankie toch. Dankie, Here, daar is iemand wat God ken. Hardkoppige mens kan jy niks leer nie. Als dat die kerk sit tot die dag op 40 jaar hier sit en doodgaan op 90, niks weet hy as gevolg van hardkoppigheid. 'n Sagmoedige gees, a teachable spirit. As 'n gees ontvang is. Dis hoekom Paulus sê, Jakobus sê, ontvang met sagmoedigheid. Die ingeplante woord, wat in staat is om jou siel te red. Is jy nog by my? Moenie bang word as nader kom aan jou nie, is hoekom ek hier na toe kom, heel te ver daar van vooraf. Jakobus sê ontvang met sagmoedigheid, a teachable spirit. Die ingeplante woord van God, wat in staat is om groot dinge vir jou te doen. Is jy nog by my? Kyk wat gaan hy aan so, met langmoedigheid. Julle mekaar verdra in liefde. Hy sê so in hierdie koninkryk wêreld wat Jethro nou van praat. Hy sê jy se wandel in hierdie koninkryk met knowing who you are in Christ and a teachable spirit. Hy sê met langmoedigheid terwyl julle mekaar in liefde verdra. Dit is amper so iets, ek like jou nie, maar verdra. In liefde verdra. Vers, wat was ons nou? 3, nee. Kom ons hardloop vandag. En ernstig strewe, ek praat oor die koninkryk, om die eenheid van die gees te bewaar, deur die band van die vrede. So hier vertel hy vir ons, hoe moet ons leef? So ek kan nie alles hierdie goed vanoggend intensief met jou deurgaan nie, maar gelees dit by die huis. That's God's way. Strewe om die eenheid van die gees te bewaar, deur die band van vrede. Ek hoef nie met alles met jou saam te stem nie, maar ek hoef nie vir alles vir jou te sê, ek stem nie met jou saam nie. Ek hoop jy verstaan wat ek gesê het. Ek het nie verstaan nie. Ja?
Hy sê hy weet. So, ek hoef nie met jou alles saam te stem nie. Maar ek nie vir al vir jou te vertel hoe dom jy is en hoe slim ek is nie. Okay? As jy hou daai band van vrede. Hierdie ander goed ons nou dink belangrik is nie belangrik nie. Wat belangrik is die band van vrede. Is jy nog by my? Een liggaam, een gees, jy is geroep in vers 4, in een hoop van die roeping. So, hy vertel hoe ons geroep is. Een hoop. Ons het verskeie hope, ons hoop maar dit, ons hoop maar dat. One hope, and that hope is a living hope, and he's called the Lord Jesus Christ. Een Here, een geloof, een doop, een God, Vader vir almal, oor almal, en deur almal. Doen ek myself en ek slaan hom oor in Engels toe. Hy sê, hy word opgevaar in vers 9. Vers 9. Wat beteken dit anders dat hy neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bo in die hemele. Sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy gee sommige, nou dis, ek praat oor die koninkryk lewe, die wedergebore lewe. Hoofstuk 1 tot hoofstuk 3, wat vir ons sê wie ons is, ek praat daaroor. En hy het gegee, dis die Here Jesus. Sommige as apostels, ander is profete, evangeliste, herders, leraars. Vers 11. Hy het hulle gegee. Hoekom? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. So, in die gemeente is daar hoofsaaklik 4 ouens wat bedien. Is het ek en Tron en Teresa en Dr. Andries. Louis preek gereeld vir ons in Engels. Sondeaande bedien hy ons. En ook die van die kansel af bedien hy ons. Ons is 5 mense wat hoofsaaklik. Maar wat ek wil hê jy moet verstaan, die Bybel sê, ons het nie toevallig aangeland, hy sê, God het hulle gegee. Wie is nog by my? Kijk, wanneer ek het gesê, jy moet verstaan, daar is 'n ding in die wêreld aan die gang, om die manne van God af te skiet, tot slegte skelms en snaakse name, en alle lelike goed, en hulle is maar net soos ons, en alle goed. Al wat ek vir jou wil sê, as jy die woord glo, dan wil jy die verstaan, hy sê nie, ek nie, is nie my teaching nie, dis Paulus' teaching, as jy het nie like nie, en jy gaan die dag dood, sorg jy eers by Paulus inkom, en sê vir hom, wat het jou besiel? Maar until then sê hy, God het gegee. Sê self nie, God het gegee. Hy het gegee sommige apostels, profete, evangeliste, herders, leraars. Die rede is om die heiliges toe te rus, om die koninkryk toe te rus vir die koninkryk se dienswerk tot die opbouing van die liggaam van Jesus. So wanneer ons bedien, is die hoofgedagte om jou toe te rus. Waarvoor is dit vir jou toe? Sodat jy in staat kan wees om te help, om die liggaam van Jesus op te bou. Wie is by my? Ek praat oor die koninkryk. Wie van julle sien dat jy belangrik is? Ag, Here, help my mense. Wie van julle weet dat jy belangrik is? If you belong to the body of Christ, you got a job. En sy job is wat ek en die ander 4 doen, is om jou toe te rus. Want jy moet help met die opbouing van die liggaam van Jesus. Moet nie vir my kon sê, hoekom gaan dit so in die kerk? Jy is die oorsaak. Hoekom gebeur dit? Jy is die oorsaak. You don't bring your part. Jy bring jou deel nie. Hy sê die kerk, die gemeente, julle wat hier sit, is daar om te help. Vir die heiliges moet help tot die opbouing van die liggaam van Christus. Vers 13. Tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof, van die seun van die mens, of het geloof en van die kennis van die seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte. Sê, pastor, how long? When must we stop with it? Hy sê, until.
until we all may come to the unity of the faith and of the full knowledge of the Son of God, to a full-grown man. Now say who it is, this full-grown man. It is the measure of the stature of the fullness of Christ. Is jy by my? Luister, jou probleem is jy kan die goed nie handle nie en jy probeer jouself uitsort en ek moet my lewe in orde kry. Al jou lewe in orde kry is om hom oor te gee aan Jesus. Jy sukkel al baie jare en jy's dieselfde slak wat 3 tree vorentoe beweeg en 6 tree agtertoe skuif. Niks gebeur in jou lewe nie. Wat ek vanoggend wil jy moet weet, hierdie koninkryk waarin jy weergebore is, kom die Here en in die week saam werd het weer in my hart opgekom. Ek onthou in die Ou Testament, jy weet, ons kla so baie, maar in die Ou Testament die Here 'n donkie gebruik om met die profeet te praat. Nou die profeet moes gaan profeteer vir die volk. Toe sy dom, toe gee die Here 'n donkie om met die perd te praat. O, my liewe suster en broer, as God 'n donkie gebruik, dan kan jy nie jou ook gebruik nie. Asseblief, praat met my. Met wie praat ek? Praat nog met die regte mense? Dis jy wat so graag en alles weet nie, is hy wat deur sy krag in jou woon. Dis hy wat in sy heerlikheid in jou woon. I am part of the household of God. And even with all my problems or whatever, I'm part of the household. And when I start to minister Christ in me, I start to speaking to people. Is julle by my? Ag pastoor, maar ek weet nie alles nie, maar in God se naam, jy moenie alles weet nie, dis nie die doel nie. Die doel is om toe te laat dat die Here deur jou praat. Ek sal nie vanoggend hê, ek sal volgende Sondag oor praat, maar daar's tye wat die Here met jou praat deur ander mense en jy weet dit nie eers nie. Maar ons gaan volgende week daaroor praat. So, that we no longer may be infants, being blown and carried about by every wind of doctrine. So, dat is tegen Afrikaans doen, want die verstaan ek beter. Tot volwasse man, matigheid van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees, wat soos golwe geslinger word, heen en weer gedryf word, deur elke wind van leering nie, deur die bedriegery van mense, die sleet tot lustigheid dwaling te bring, maar terwyl ons in die liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom, wat die hoof is, naamlik Christus. So hy sê, in liefde, moet ons die waarheid betrag. Nou, as ek praat van die waarheid, jy kan het baie goed maak na die woord waarheid, maar as jy konteks sien, dan praat Paulus hier, die hoofstuk 1, 2 en 3 en 4, as jy wandel nou op die regte manier in die koninkryk. En dan gaan hy aan in vers 4, en dan gaan hy so af, en ek gegee daar die apostel, profeet, en daar ander manne gegee, om die kerk toe te rus, van hulle opbouwing, en hy sê nou, terwyl ons nou, in hierdie waarheid betrag, wat is die waarheid? Wie ons is in Christus. Wat is die waarheid? Wat het God vir ons gegee, om hierdie ding te laat groei? As jy terwyl ons hierdie waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom, wat die hoof is, namelijk Christus. So, kijk, we are still growing. We are not there yet. Sê saam met my, ek is nog bezig om te groei. Hy groei tot waar jy groei. As jy tot jy kom, tot die volwasse gestalte, denk manne, wie is die man wat tot die kerk tevoorschijn kom? En dan sê, daar is Christus. Amen. Is jy nog by my? Kom ons probeer 'n bietjie spoed aansit. Hy sê, vers 17, ek sê en betuig, dan in die Here, dat julle meer moet wandel, soos die ander heidene ook gewandel het, in die dwaasheid van gemoed. So, in die begin sê van ons hoofstuk 4:1 hoe ons moet wandel, hoe die kerk moet operate. Nou sê, dis hoe jy moet operate, tot hier so by vers 16, vers 17 kom hy sê, hoe ons nie moet maak nie. Sê saam met my, hoe ons nie moet maak nie. Sê vir jou langs jou, dis hoe ons nie moet maak nie.
Ek doen dit moedswillig, want hierdie boodskap wat ek hier het, is nie iets wat ek uit die duim uit gesuig het nie. Ek het dit uit die Bybel uit gesuig, okay? Nou kom hy, en hy sê hierdie ding, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene nie. In die verdwaasheid van julle gemoed. Verdwaasheid van gemoed beteken in jou denke. Jou kop is die mekaar. Hy sê, moenie so, hulle koppe raas. Soos die berings van 'n 8 ton voortrok, raas. Mense se koppe. En hy kom en hy sê vir hulle, in die verdwaasheid van julle gemoed, verduister in die verstand, vervreem van die lewe van God, die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart. En ons het net oor daai hardheid gepraat. Maar, gaan net weer terug 17 toe. Ek wil jy moet luister, dat hy sê, hoe ek en jy nie moet wees nie. Voor het sê, hoe moet ons wees? Nou sê, hoe ons nie moet wees nie. Soos die ander heidene nie. Verdwaas in die verstand nie. Vers 18. Verduister. Vervreemd van die lewe van God. Deur onkunde. Verharding van die hart. Hy sê, moenie so wees nie. Hy is sagmoedigheid. 'n nederigheid, 'n sagmoedigheid, dat jy kan ontvang ingeplante woord, wat in staat is om jou siel te red, nie soos die wêreld is nie. Moenie soos hulle operate, die vers 19 kom, en hy sê, hulle is ongevoelig geword. Hulle is oorgegee aan ongebondenheid, om in hebsig alle onreinheid te bedryf. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan. Kerk, net so oomblik voor ek verder gaan, ek hoor iets in my gees. Ek wil hê jy moet kyk, die goed wat ek nou vir jou lees, het Paulus nie vir wêreldse mense geskryf nie, hy het vir die kerk geskrywe. Wie hoort ek vir jou sê? Efesiërs is vir die kerk in Efesië geskrywe. En hy sê vir hulle, moenie wees soos die ander perde nie. Julle was so, julle kom daarvan af, maar nou is julle gered, julle is die koninkryk, maar die koninkryk operate ons so en nie so nie. Wat ons is nie soos die ander mense nie. Hy sê, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die oude mens moet aflê, wat deur begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan. So hy kom op 'n plek en sê, jy moet die oude mens aflê. Hoekom sê hy vir jou? Hy sê, eintlik sê, want nou is jy 'n nuwe skepsel. So hy het al, hoofstuk 1, 2 en 3, al sê wie jy is. En as jy in Christus is, vergewe, vrygespreek, sit in die hemelse plekke, God se mens is, dan sê, jy kan nie meer soos die ander wees nie. Lê die ou mens af. Die ou mens wat jy nou wonder wat dit is maar net die voorste paar verse, verduisternis in die verstand. Skryf hulle, ons verstand moet vernuwe. Hy wil ek en jy, ons twee se verstand, ons klomp van die se verstand moet vernuwe word. Vernuwe, wat bedoel jy, pastoor? Vernuwe word om te wees soos Jesus. Te begin dink soos Jesus. Dis ook om Paulus in 1 Korinthe sê. Hy sê, ons het die sin van Christus. Ons het die denke van Christus. So hy wil hê ek en jy moet, as ons Christus aangeneem het, en soos ons hom aangeneem het, so in hom wandel en lewe, in Christus, jou denke vernuwe, en nie meer dink soos 'n loser nie. Nie meer dink soos 'n sondaar nie. Nie meer dink, ag, ek is nie goed genoeg nie. Nie meer dink, ek gaan dit nie maak nie. Nee, die standaarde is te hoog, ek gaan nie daarby uitkom nie. Hoe kan ek ooit soos hy wees? Maar daai denke maak, dat jy verduister is, en nie verstaan nie, dat dit nie jou werk is nie, maar God wat in jou werk. Hy sê, dit is werk wat God voorbereid, sodat ek en jy daaraan kan wandel. Hoofstuk 2 van Efese. So, start getting your thought life into another gear, out of reverse. Try gear 1, 2, 3, en lekker as jy overdryf is, dan gaan jy. Maar kry jou denke reg. Wie is nog by my? Wie hoor waarvan ek nou gepraat het? Wat mense het al meer eerliker, jy sien hoe lang ons preek. Dit is waar ek en jy vasgevang word. Is ons denke,
wat ons vertel ons is nie goed genoeg nie. Ek moet nog ontwikkel. Jy kan nie, kerk, ons behoort aan God. Ons is gevul met sy gees. Ons is sy liggaam. En as ek en jy elkeen ons kant bring ondersteuning en mekaar lief hê en verdra en vergewe en vryspreek, is ons besig om almal te groei. En ons kom almal, weet jy, ek het net toe gesien ons daai Lydia toegewy in die Here, daar agter by daai lang broer van my, ongerette babatjie. Hier's nog 'n babatjie hier in 'n kerkot. Wie van julle weet, 'n mens kan van 'n babatjie verwag om in sy broekie vuil te maak? Sorry, ek vra jou 'n vraag. Wie van julle weet, jy kan dit van hom verwag? Maar as een van ons dit doen, dan kom jy agter iewers is te fout. Is dit reg? Maar listen, we are busy growing up. Some of us are still little babes, and Paul call us, actually as jy gaan lees 1 Korintiërs, hy sê, he calling them sucklings, or little babes. And some are young men, and some are adults in Christ Jesus. That's the body. We are not all adults. We are not all young men. We were all little babes, and they are babes. So we must accept each other where we are, growing up, coming to the fullness of God in Christ Jesus. Is jy nog by my? Is jy by? So as jy gly, moenie heel daaroor nie. You're on your way. Huh? O, Here, ek het weer teruggeval. Ag, twak man, jy het teruggeval. Jy was net stupid. 23 sê, julle moet vernuwe word in die gees vir julle gemoed. Julle moet vernuwe, met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskaap is, in ware geregtigheid en heiligheid. Trek die nuwe mens aan. Hoe trek die nuwe mens aan? Vernuwe jou denke. Daarom lê die leuen af. Spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se leuen. So, lê die leuen af. Wat is die leuen? As jy goed sê wie jy nie is in Christus nie. Die leuen is as jy goed glo wie jy nie is in Christus nie. Ag my ou broer, mag my bid. Ek is maar eintlik 'n loser. Ag my broer, ek is 'n sondaar, is God my nie help nie. As 'n kind van God dit sê, dan sê die Bybel jy lieg. Want die Bybel sê in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Is jy 'n nuwe mens. Your only problem, your spirit is renewed, is reborn. Christ is in you, the fullness of God in you is only your mind lying to you. Stop speaking the lie and start speaking the truth. Who you are. As jy begin bely wie jy is, begin praat wie God sê dat jy is, verander jou hele lewe. Geen die duiwel vers 27 geen plek nie. So, as jy denke nie vernuwe is nie, jy gee vir hom 'n hele speelplek, 'n rugbyveld, met rooi kaarte soos gister. Huh? Op die eindels gewen, jy's reg, ja. Rooi kaart nie gehelp nie. So gee aan die duiwel geen plek nie. Want ek weet daar het 'n paar woorde uitgegaan, ook toe daai rooi kaart ons uitgekom. Laat die een wat steel nie meer steel nie, man. Hy praat van die kerk, hy praat van die gemeente, hy praat van die koninkryk. Hy sê, hey boys, luister, in hierdie koninkryk steel ons nie. Maar ons werk met ons eie hande. Ons doen wat reg is, sodat ons iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. So jy hoef nie ander mense te gaan steel nie. Bring jou kant, dan gaan die God jou so seën in sy koninkryk, sodat jy in staat kan wees om 'n blessing kan wees vir ander, okay? Laat daar geen vuil woord jy mond uitgaan nie. 'n Goeie woord wat nodig is vir stigting, sodat ek genade kan gee aan die wat hoor. Ek moet vinnig hardloop. Hy sê 'n vuil woord, ek net gou saam met die vuil woord. Dis nie noodwendig dat jy nog 'n knoop het nie. Jy weet wat is knoop, nee? 'n Ander woord wat ons nie in die kerk mag sê nie. Net die mechanics gebruik dit. Dit is eintlik, dit beteken eintlik meer as net dit. Hoofstuk waar was 8, vers 29. Ek net kyk as ek hier kan oopmaak.
Hy sê so, die een woord vir daai slegte woord sê, you must let no unwholesome word. Sê unwholesome. Nou, julle wat Engels is, please help me now. That's a word that does not bring healing. Wat nie opbou nie. Dat maak jou nie heel nie. It's unwholesome. So, unwholesome woord, behalwe te dink, is 'n paar ander woorde in die alfabet. As ek vertel sou sê, nee broer, jy gaan nergens kom in die lewe nie. Ek het hom nie gevloek nie. Geen woord gebruik. As 'n ander mens sal sê, ja, nou praat jy die waarheid. But it's not wholesome. It's unwholesome. Killing the man. Killing his calling. Killing who he is in Christ Jesus. Wie is nog by my? Maar hy sê nie so wees nie. Hy sê, maar het moet woorde wees wat genade gee. En genade beteken, you get something that's not yours. You don't deserve. Genade. Hy sê, wholesome en unwholesome, ek leer hom nie die woord verstaan. Dit is nie net, dink, sien jy my man, jy moet nie meer so vloek as jy voor jou TV sit nie. Dit is meer as voor jou TV sit en Engels praat. Hierdie is goed te sê in 'n mooi taal. Weet, iemand eendag gesê, wat se ding is wat sê die ouens wat ons land na 'n ander land toe stuur ons verteenwoordig? Ambassadeur. Hulle sê ambassadeur as jy ou wat vermoë het om jou hel toe te stuur op 'n manier dat jy uitsien na die rit. Nou dit is nie wat hy bedoel nie. Hierdie wholesome is woorde, en dis hoe hy net aan die begin gesê, die gemeente is gegee, ons rus hulle toe, vir hulle eie opbouing. So, wanneer 'n man vir sy vrou sê, jy weet, hoe sleg sy is, dan vloek hy hom eintlik self. Wanneer 'n man sy vrou verneder, is hy te dom om te weet, hy is homself besig om te verneder. As hy lelik goed oor haar sê, is hy besig om homself in die voet te skiet. Want het beteken, jy het swak smaak gehad, en jy het haar gekies. Want die Here se woord sê, ons is een. So in the body of Christ we are one, and if I start speaking talk about my brother, I'm killing myself. If I speak bad stuff about my brother, I'm hurting you, because we are one body. Wie is toch hier zo? In Gods naam, wie hoor my dit hoor? Ek hou nie van die ou nie. Nou wie sê die ou van jou? Dis nie waaroor het gaan nie. As jy mekaar in liefde verdra, as jy speak wholesome words, but only what is beneficial for the building up of the one in need, that it would have or give grace to those who hear. En bedroef nie die gees van God nie. Die wie julle verseël is die dag van verlossing. Die gees bly in my. As ek twak praat, gaan hy nie weg nie. Hy word net bedroef. Want hy sê, ek is verseël tot op die dag van verlossing. While living Christ in me, the Spirit of God in me, God in my is, hy sê, ek gaan hom, wanneer ek nie reg praat oor my mense nie, dan bedroef ek die gees. Because jy is verseël met dieselfde gees wat sy mee verseël is en wat hy mee verseël is en elkeen dieselfde gees. En wanneer ek begin praat oor dit dan die gees, dan bedroef ek die gees. Wie's by my? We are here busy building up the body. We are Christ. We are in the kingdom. Ons het 'n ander lewe, bedroef nie die gees nie. Hy sê alle bitterheid man, woede, toorn, geskreeu en lastering moet van julle verwyder word. Hy sê vir die kerk, hey, vir Efesiërs, hy skryf vir die kerk in Efesië, hey, listen boys, al hierdie bitterheid en woede, hierdie geskreeu, hierdie gelaster van julle, skuif dit weg van jou af. Sê saam met God, praat met my. Partykeer sê jy met jou woorde, maar ek wonder as ons kan hoor dat jou kop aan die gang is. Sê saam met my alle bitterheid, alle woede,
alle toren, geskreeu, lastering moet verwyder word. Saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik, man. Daar staan in vers 32. Vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God in Christus julle ook vergewe het. So that we can be wholesome and whole. Kom ons maak gou klaar met hoofstuk 5 vers 1 en 2. Dit is die laaste een. Is Efesiërs 5 vers 1. Lees gou daar, wat staan daar? Wie van julle kan daar sien? Ek tel tot 3 en lees ons almal kliphard. 1, 2, 3. Wie? Het jy dalk 'n Engelse vertaling daar? Kan jy net so kan tik? Okay. Therefore become what? Wie van julle weet dinge is 'n imitator? Soms is navolger 'n imitator vir my bietjie, maar be imitators of God. Copy him. Follow his example as well, beloved children. Imitate their father. Kyk gou vir my. Dit is goed ek mee besig is. En daar's 'n paar ouens wat my totaal mis, maar dank God vir die klomp wat my hoor vanoggend. Sien my woord nie. Oorlede Paulus, wie se kop afgekap is, het die goed gesê. Hy het 'n ontmoeting, persoonlike ontmoeting met Jesus gehad. En hy sê, become imitators. Wat is 'n imitator in Afrikaans? Nabootser. Naaper, dankie. Hierdie boetie vir ons waas, hy boetie vir ons daai kleintjie vanoggend, hy gaan jou naap. Jare terug was ek 'n vreeslike mens en ek het 'n seentjie gehad huis toe, Jaco, was so 3 jaar oud, hy weier, hy het 'n ander lewe van sy eie gehad. En hy verstaan al sy sê, hy wil nie, en hy het nooit, hy sal mamma en papa sê, dit is die beste, hy gaan niks verder nie. Sy 3 jaar oud, reis langs die pad, en daar staan 'n klomp donkies en perde, goed in die pad, en dit is gevaar, en ek is daar tyd waar ek toe is, en ek noem het by 'n naam, ek sê, hierdie se donkies hier wat in die pad staan. Hy staan reg agter my, die eerste woord sy mond hier kom, is nie die donkies hier, is hy woord gesê het voor die donkies. Imitator. Imitator. Die Bybel sê, jy, wie jy ook al mag wees, be an imitator of God. Afrikaans is 'n naaper van God. Maar hoe moet ek dit doen? Kry net jou kop en rap, dis al. Hierdie leuns en bedrog wat hier is, of jou preek, jy is jy goed genoeg, maar wil jy sê ek is God? Nee, ek het nie gesê jy is God nie, dis hoekom jy sê jy moet 'n naaper wees van God. As die kerk nog by my? Kerk, wanneer die kerk begint word, as ek praat van manne van ouds en ons praat van God's generals, van hulle uithaal, as jy hulle geskiedenis geken het en wat hulle gedoen het, dan kry jy nie altyd die prentjie by mekaar nie, maar hulle was naapers van God. So you start to live like God, a God's life in you. Jesus het gesê, ek het gekom dat julle kan lewe en sê saam met my, Jesus het gekom dat ek kan. Daai woord lewe in die Grieks sê zoe, sê saam met my zoe. Zoe beteken God's life. So Jesus said, I came to give you God's life. En 'n oorvloed daarvan. Gaan lees jou Bybel. Johannes. Sê vir Here Jesus in Johannes 10, ek het gekom dat julle my lewe kan hê. So ek daag jou uit. Renew your mind. We are in God's kingdom. Start to live as if you are in God's kingdom. Is it right? Is it okay? As jy uitstap, weet, maar hoe moet ek nou maak? Ag, al jy moet doen is relax. Sê, doen dit, Here. U woon in my. U bly in my. Ag, Here, leef deur my. Hier is ek. Gebruik my. Praat deur my. Ek sal Sondag weer daarvan praat. Maar eendag, ek en Tons in 'n gesprek, en hy het 'n gewoonte.
om goed te sê wat ek nie aandink nie. Dis ook my voorsit, hy gee vir jou nou en dan input. Ek vertel my storie en wat Rita gesê het. En toe Rita dit sê, van daai oomblik af, het 'n klomp goed in plek geval. Onder andere hierdie gebou, van een sin. Toe sê hy vir my, was nie sy met jou gepraat het nie. Hy sê, dit was nie die vlees wat jou gepraat. Hy sê, daai oomblik sê Tron vir my, as het God wat met jou gepraat het. En as jy Sondag kom, en kom hoor, waar kom ons vanaf? En as mense my kom vra, hoe het julle hier gekom? Wat het gebeur? Ons is hier so van 2012 af. En ons staan in 2025 met 'n pragtige gebou, klomp mense met alles wat nodig is. Daar's min mense wat reg kry. That is God. Maar van een snikkie af. En ek op daai snikkie, en dis hy vir my sê, wie daai dag, weet nou, sê jy sê, maar jy weet, dis nou nie 'n heilige dag gewees, ons is besig om vakansie te hou. Ons het al redelik moeg gery, ons kom hier ingery. Net een sinnetjie van een moe mens verander ons lewe, want it was not her speaking, it was God. Hoe vertel ek dit vir jou? Jy wil by alles heilig wees en heilig voel. En dan kom jy nie daar uit nie, want jou eie standaard mis die storie. See, God standeth in you, Christ in me, the hope of glory. Sometimes you say a word or two, or a sentence to somebody that is life-changing. Wie van julle weet waarvan ek praat? Vir wie van julle het iemand 'n ding gesê en dit het iets in jou lewe laat gebeur? Ek net sien. Seker op, ek net kyk. Dit is nogal skrikwekkend. Vat jou kamera, sien? Charlie, vat die kamera, steek op die lande met wie God gepraat het, draai hom in die rond, dat die mense kan sien. Reg om agtertoe. Kom Charlie, reg om agtertoe. Nog, agter is agter, né? As jy daar. Klomp, dankie. Die Bybel sê op die getuienis van een of twee se saak vas. Jy het God het met jou gepraat en jy, wie van julle wat hier sit, weet, jy het eendag sommer iets gesê, maar iemand het teruggekom en kon sê, weet jy, daai dag toe jy dit gesê het iets vir my gebeur. Wie dit al beleef, ek sien, kom weer, steek goed. Wie is al klomp mense? Jy het nie so heilig gevoel nie. Maar jy het iets gesê, God was speaking through you. You didn't even know it. You didn't even know it. But God was speaking through you. Amen. Kom ons bid saam. Ek dank U vir die kerk van Jesus en die liggaam van Jesus. Ek dank U vir die koninkryk. Dankie dat ons weergebore is. Dankie dat die Here in ons is. Dankie dat ons 'n ander lewe lewe. Totaal ander lewe. 'n Nuwe lewe. Die woord sê die ou dinge het verby gegaan. Kyk. Alles het nuut geword. Amen. Ek bid vir U kerk, hierdie pragtige mense. U Gees van God ken elkeen se hart. Selfs elkeen se gedagtes. U weet van elkeen se gedagtes af. En dit opset U nie. U bly steeds in ons. Maar ek bid dat U ons sal help. Vir ons wat die predikers is, hierdie 5 wat ons net nog genoem het, wat 'n effek het op die gemeente, sodat hulle mekaar kan bedien, tot ons almal kan kom, tot die volwasse gestalte van Jesus Christus. Dankie, Here. Amen. As jy vanoggend hier is en jy wil graag hê, ons moet saam met jou bid, oor enige saak, kan jy my kom praat, of met Tron praat. Waar is Louis? Louis is somewhere. Ek dink hy staan by die kind daar agter. As hy kan kom, Teresa, as jy so met Teresa praat, kom praat met ons. Ons sal graag 'n deel met jou wil deel. So, moenie net weggaan nie. Onthou net gou. Net vir ons huis toe gaan. Onthou nou, die selle
is woensdag aand hier by die kerk 6:00. Donderdagoggend onthou Theresa begin 10:00, hier gaan 'n klomp dames wees. En ek dink julle gaan in 'n sirkel sit en julle gaan die kerk vol sit. Dan Vrydag, Don, wat probeer nou weer Vrydag sê vir my? O, die manne, ek wil net iets sê oor Vrydagoggend, gaan Johan Steyn praat. Net vir die manne sê, van die vrouens sal jaloers wees daarop, Johan Steyn het aan die kant die hel gaan draai en teruggekom. Hy was redelik, julle ken hierdie na-doodse ervaring. Hy was dood. En sy gees uit sy liggaam. En hy was op 'n plek en hy begin vertel, ek wil net vir julle sê, ek praat daar nie meer baie nie, maar heel baie. Dat het goed gebeur in daai ou se lewe, wat skrikwekkend is. En manne kom en bring maar 'n sakdoekie saam, ons sal vir niemand sê nie. Maar ek dink as sy trane begin loop, gaan jy ook, want hy kan nie daaroor praat sonder om te huil nie. Sy vrou sê, sy dink sy moet vir 'n pilletjies gee om geen pil nie. Hy kom net so. Ons wil die waarheid sien, ons wil die waarheid belewe. Dit is Saterdagoggend. Sorry Lord, Vrydagoggend. En 20 voor 6 moet julle al hier wees, want ons